Gees van die lewende God, omvou ons in hierdie môre met al ons vrae, met ons hartseer, ons magteloosheid, ons roukrete, ons onduidelikhede oor die lewe. Kom Heilige Gees en trek my nader aan u bors. Breek die mure van die vrees en die dood tussen ons af. Kom Skepper Gees, raak my gebroke hart met u salwende woorde en teenwoordigheid aan. Laat ons die geleentheid vind om die beloftes van die trou te onthou en om nuwe hoop te kan sien deurbreek in die oorwinning van die opstanding. Kom Heilige Gees, vul ons met die fluistering dat u genade genoeg is vir ons te midde van die beproewings. Kom Skepper Gees, dra my in die gees na die vrede en bring my om by van u krag en leiding te ontvang. Heilige Gees, wees in my, om my en naby my. En daarom groet ek u vanmôre in naam van die Vader wat gesê het daar lig wees. Ek groet u in die naam van Jesus Christus wat die lig is wat aan die aarde toe gekom het. En ek groet jou vanmôre in naam van die Heilige Gees, die Gees wat vanmôre God teenwoordig is. Amen. Kom ons gebruik dan hierdie geleentheid soos op die blaadjie, is daar 2 liedere. En kom ons gebruik die eerste lied as geleentheid, lied 266. Jy kan dit saam sing of jy kan net ook luister na die musiek. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam. Laat die ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons skulde net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Van U is die ryk en die sterkte en die Here, vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Ek wil graag vanmôre saam met julle een vers uit Psalm 23 lees. Psalm 23 weet ek is 'n baie bekende Psalm. So ek gaan net daai een vers lees en dan wil ek graag Romeine 8 vanaf vers 31 dan ook lees. Nou vers 4 in Psalm 23. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Dan Romeine 8 vanaf vers 31. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor U, dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele of magtige, of teenswoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is, in Christus Jesus, ons Here. Tot sover. Kom ons sluit net die oë en ons bid net saam.
Hemelse Vader, wanneer ons as familie en vriende by mekaar is, dan deel ons, Here, vanmôre hartseer. Ons deel vanmôre verlange, ons deel vanmôre herinneringe. Ons deel vanmôre die soeke na die teenwoordigheid van U. Ons deel daarin, Here, om vir U te vra, dat U vir ons elkeen in 'n besondere manier sal toevou met U liefde. Dat wanneer ons, Here, alleen is en ons dink oor ons vra, en ons dink oor die sin van die lewe, en ons dink oor waar begin alles en waar eindig alles, dat U deur die Gees, wat getuig aangaande U as God, vir ons daardie leiding sal gee, maar op so 'n manier dat die troos, Here, ons sal bly vul. Hemelse Vader, vanmôre kom ons in herinnering aan 'n geliefde. 'n Geliefde, Here, wat 'n verskil gemaak het in ons lewens. 'n Geliefde wat spore gelaat het, Here, wat duidelik sigbaar is. Maar Here, sy het spore gelaat in die navolgingskap van U. Daarom, Here, help ons ook vanmôre weer, waar ons in liefde herinnering dink aan haar, maar ook in ons verhouding met U, om U spore raak te sien in ons lewe, om U stem te hoor, maar nog meer, die aanraking van die genade. Dit bid ek, Here Jesus, in die heilige naam. Amen. Liewe familie en vriende, die afgelope weke was vir ons elkeen maar moeilik. Dis emosies wat opgaan, is emosies wat afgaan. En wanneer 'n mens al die dinge beleef, dan kom ons op 'n punt in ons lewe dat ons vir onsself sê, hierdie pyn, hierdie verlies wat ons ervaar, trek ons net na een kant toe. Dit is asof ons net vir mekaar wil sê, ek weet nie meer wat om te vat nie, ek weet nie meer wat om te los nie. Want vandat 'n mens die nuus gehoor het van Anne-Marie se gesondheid, die eerste keer toe sy met kanker gediagnoseer is, en hoe sy daardeur geveg het, hoe sy daardeur gebaklei het, hoe sy deur 'n klomp goed baklei het in haar lewe, en elke keer gewen het, tot die laaste nuus, sit ons op 'n plek waar ons baie keer vir onsself gaan sê, Here, ek weet net nie wat om met al hierdie pyn te maak nie. Ek weet nie wat om met al hierdie verlangens te maak nie. Dit is nie so maklik nie. En die gebede wat op my lippe is, Here, hierdie gebede wat ek het, is om te vra, Here, wees net by my. Here, wees om my. Here, kan U die hartseer so verander, dat dit vir my kan voel ek het beheer. En as ons so voel vanmôre, dan smag ons na die 4 grootste Afrikaanse woorde oor troos. En die 4 grootste Afrikaanse woorde oor troos is om vir mekaar te kan sê, God is in beheer. En dis die 4 woorde waarna ons smag in ons lewe, in omstandighede soos vanmôre. Navorsing het getoon dat mense nie die vraag het of God bestaan nie. Die meeste navorsing wys dat God bestaan volgens mense, maar die vraag is wat mense vra is, hoe is God betrokke? Op watter manier is God teenwoordig? En hoe is God op hierdie oomblik deel van my lewe? En dit het my laat dink aan die lirieke van All of My Life. En julle weet almal dat Anne-Marie en Frans baie lief was vir musiek. Ons was bure gewees. Hy het voor my gebly en ek het agter gebly, of hulle het agter my gebly en ek het voor hulle gebly. Maar wat altyd interessant is jy dan hulle motorhuis ingekom het, was altyd sulke kluise, sulke kaste waar die musiek so ingepak is. En as jy daar kon jy enige musiek gaan kry. Enige musiek waarna jy kon dink. En dis hoekom hierdie lied ook vir my besonder is, ook in vanmôre om vir mekaar te sê, All of My Life beskryf hierdie grenslose behoefte wat God het om liefde te gee oor grense heen. Dit beskryf hoe God deur grense oopbreek om te sê, maar ek is lewend by jou betrokke. En dan sê die woorde van die lied die volgende, I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands, from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. With every breath I'm able. I love your voice. You have led me through a fire. In the darkest night, you are closer like no other. I've known you as Father. I've known you as friend. En vanmôre is dit die lied wat op ons lippe kan wees, om te sê, Here, in hierdie donkerste tye het U ons deurgedra. Anne-Marie het deur haar getuienis altyd glimlag gehad, deur al die omstandighede. Sy was altyd daar om 'n verskil in mense se lewens te maak. As vrou, as ma, as dogter, as suster.
Het sy tye met mense gedeel wat niemand weer kan wegneem nie. Ek sê gister in 'n voice note aan Helene, in 2007 toe gee sy vir my haar kamera. Sy sê vir my, jy moet hierdie kamera saamvat waar jy nie gaan, want jy gaan dit dalk nooit weer kan sien nie en jy moet herinneringe hê. Ek het nie daarvoor gevra nie. Maar sy het geweet dis 'n behoefte. En toe ek terugkom, toe sê sy vir my, sorg dat ons hierdie goedes op CD sit, want hierdie videobandjies kan met die tyd dalk tot niet gaan. Sy het afgesmeer op mense in hulle lewe. Hoekom? Want vir Anne-Marie was God in beheer. Daardie woorde was nie net troostwoorde nie, was haar lewenswoorde. Want sy het vasgehou aan 4 waarhede, dieselfde 4 waarhede wat Jesus ook aan sy disippels leer. Dieselfde waarhede wat hy vir sy volgelinge gee, en die waarhede wat hy vir ons gee, is om die te verstaan, wat beteken die geboortedatum en die sterfdatum. Om vir mekaar vanmôre te sê, wanneer ons oor geboortedatums praat, en ons praat oor sterfdatums, dan praat ons oor die ewigheid voor ek gebore is, en ek praat van die ewigheid in Christus, wanneer ek hierdie tydelike verlaat. Want wanneer God in 'n mens se lewe inkom, en wanneer God se lewe in ons lewe 'n verskil begin maak, dan begin dit sin maak om te hoor, hy gee sy vrede, hy gee sy plek, hy gee sy belofte, en hy gee sy plan. En vanmôre kan ons daarvan getuig. Wat beteken dit as Jesus sy vrede gee? Jesus gee sy vrede om te sê, wanneer ek met my hele wese in jou is, gaan jy van binne af nooit verander kan word van dit wat uiterlik gebeur nie. Want jou sekerheid oor die lewe is binne in jou, omdat ek in jou is. Juis in die moeilikste tye kan jy my vrede vasgryp. In die moeilikste tye kan jy my vrede vertrou. Want die tweede datum is 'n tweede datum na die lewe toe. Die lewe in Christus. Wanneer Jesus kom en hy sê, ek gee jou my plek, dan is dit baie interessant, die Griekse woord, wanneer Jesus ons nou sê, ek gaan om vir julle plek gereed te maak. Daai Griekse woord wat daai handeling beskryf, sê, God gaan om 'n permanente kamer aan te bou. 'n Permanente kamer aan te bou in die huis van God. En wanneer daai kamer voltooi is, kom ek jou haal. Wanneer die kamer voltooi is daar 'n kamer wat jou naam dra. En daarom kan hy sê, die dood is nie vir my 'n onbekende plek nie. Die dood is nie iets wat my bang maak nie, die dood is nie iets wat my terughou nie. Ek kan juis vir jou die sekerheid gee, daar is 'n ewigheid by my. Maar verder kom God en hy kom en hy gee dan sy belofte. En die belofte wat hy kom, is om vir jou te sê en vir my te sê, ek kom julle haal. Want is jy regtig bekommerd oor môre? As jy bekommerd is oor môre, trek jy dan toe met hierdie lied wat ons nou net gesing het met die Onse Vader. Here, laat u wil gebeur in die hemel, maar ook op die aarde hier waar ek is. Here, laat u woord die woord wees wat ek elke dag eet met my daaglikse brood is. Want Here, ek is partykeer bang. Maar dankie dat dit nie vir u bang maak nie. Dankie dat u nie benoud is oor môre nie. Dankie dat ek leef tussen die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Wanneer Paulus dan ook hierdie Romeine gedeelte kom en beskryf, dan sê hy, in Christus is daar meer hoop vir ons as wat ons oor kan nadink en waar ons kan skryf. Hy sê, juis wanneer ons oor Christus se hoop praat, is dit om vir mekaar letterlik eintlik 'n vrugteboom te gee. En as ons vir mekaar 'n klein vrugteboompie moet gee, gee ons nie net vir mekaar 'n vrugteboom om in jou tuin te plant nie. Ek seën jou met die vrugte wat daai boom nog moet dra. Ek gee vir jou die vrugte van die toekoms. Al het jy dit nie nou nie. Paulus sê, wanneer ons in Christus is en ons praat oor die lewe, dan kom God en hy gee in Christus die lewe. Hy sê, ek gee vir jou reeds alles wat hierdie verhouding jou kan bied. En wanneer ons dan vanmôre vir mekaar oor die dood praat, dan weet ons, hy sê, in die dood gee ek u die deur in my na die lewe toe. En jy sal hierdie teenwoordigheid van my kan beleef. Paulus gaan verder, hy sê, wanneer ons oor God praat, ons dink oor God se teenwoordigheid, dan is dit nie net waar God sê, ek gee jou my vrede nie. God kom en sê, juis in jou omstandighede kan jy op my kom leun. Jy kan juis in my kom rus. Jy kan op my bou. Wanneer ek aan Anne-Marie dink, dan dink ek aan 'n vrou wat deur baie dinge gegaan het in haar eie lewe. Maar sy het altyd gebou op haar verhouding met God. Sy kon altyd ervaar dat sy op hom kon leun. Sy het altyd ervaar, dis waar rus is. Dis waar vrede is.
Ek Psalm 23 se vers 4 gelees het. Dan kom hy Psalm en hy wil vir ons iets kom vertel ook van wat Dawid ervaar in sy verhouding. Hy kom en hy sê, hierdie woorde van Psalm 23 is woorde wat ek kan voel. Ek kan dit ervaar, ek kan dit eintlik indrink. Want ek ken nie net die Psalm 23 so goed nie, ek ken die herde van Psalm 23. En dis waar die verskil kom. Wanneer ons vanmôre by hierdie herinneringsdienste is, dan weet ons praat met die herde van Psalm 23. Ons praat van hierdie God, hierdie Christus, waarvan Paulus getuig. Hoekom? Want hy sê die bron van seën is om voor God te kan leef. En soos die Latyn sê, coram Deo. Om elke oomblik voor God aan sy voete te kan sit en te kan sê, maar hier weet ek, God is my ondersteuner, God is die bron van my krag. Dawid kom en hy sê op sy lewensreis wat hy gehad het en deur al sy omswerwinge, is vers 4 die verandering in sy lewe. Hy sê, wanneer dit 'n moeilike tye is, het God my daardeur gelei. Wanneer dit 'n moeilike tye was God langs my, hy was voor my, hy was agter my, hy was onder my. Want die draaipunt is in God. En vanmôre kan ons vir mekaar ook getuig en vir mekaar sê, ek weet dat daar dalk goed is wat ons kan skei van mekaar. Maar as ons weer Paulus se lys lees, dan sê daar's niks wat menslik of bo-menslik is wat ons van die liefde van God kan skei nie. Daar is niks wat my kan wegneem van die teenwoordigheid van die Here. En dan maak dit vir my sin as Dawid sê, daar's dan 'n feesmaal wat vir my voorberei word. Die volgende vers 5 en 6, waar ek kan gaan sit, waar my beker oorloop, omdat God vir my meer gee. Hoekom? Paulus sê partykeer ervaar ek en jy 'n geestelike droogte. Hy sê in ons lewe ervaar ons dat die omstandighede alles wat vrugbaar is en wat gesond is wil wegneem. Hy sê, maar dan moet ons eintlik gaan kyk en waar ek vandaan kom, is daar dalk meer van die goed as hier. Daar's meer windpompe daar bo by my, dink ek, as hierso. Maar ek kan ook verkeerd bewys word, en ek luister wat Rudolf vir my vertel het, van wat alsig hier in die gang is. As jy na 'n windpomp kyk, kan dit hoe droog wees. Maar as 'n windpomp begin draai, dan staan elke persoon en kyk na 'n windpomp en sê, hier is hoop vir reën. Hier is hoop vir genade. En wanneer Paulus skryf dat niks ons kan skei van die liefde van God nie, dan sê, jy kan geestelik hoe droog voel, hoe arm voel. Maar wanneer God se gees in ons inblaas en hy begin die geestelike windpomp beweeg, is daar altyd hoop in Christus. En vanmôre kan ons vir mekaar sê, ons weet daar's vir ons hoop. Hoekom? Want vers 26 en 27 wat ons nie gelees het van Romeine 8 nie, sê, wanneer ons nie woorde het om vir God te sê wat in ons harte lewe nie, wanneer ons nie die woorde het om vir God te sê hoe dit voel en hoe ek dit ervaar nie, kom die Gees en die Gees vat ons woorde en ons gedagtes en hy vorm dit. En God wat ons harte ken, neem die gebed aan. Weet jy eintlik waaroor die wonder gaan wanneer ons in krisistye is en ook vanmôre, is om te weet dat die lewende God vir my en vir jou bid. Dat God vanmôre deur sy Gees vir my en vir jou bid. En elkeen wat hier is en wat 'n herinnering het aan hom, hy sê ek verstaan jou hart. Ek verstaan wie jy is. Daarom kan ons vir mekaar sê, wanneer ons met die dood gekonfronteer word, kom nothing can dislodge you from God's love, and nothing can dislodge God's love. Annemarie het moedig bly stry en bly veg. Dit was baie moeilik. Maar as ek na die foto's kyk wat in die begin van die jaar by 'n troue geneem is, dan besef ek net hoe het sy die lewe ten volle geniet. Hoe dankbaar was sy vir elke oomblik. En dan getuig dit vir my as 'n buitestander, dat sy ook kon sê, daar's niks wat my van sy liefde kon skei. Paulus kom en hy onderstreep, hy sê, God laat toe dat ons op hom kan leun. Dawid sê, dis hy wat ons deur die donker dieptes lei. En so kom die Arabiese spreekwoord, daar's 'n Arabiese spreekwoord wat sê, as jy net sonskyn in jou lewe het, en geen storms nie, dan oes jy 'n woestyn. Ons het sonskyn daar nodig, maar ons het die storms van die lewe nodig, om nie 'n woestyn te hê nie. En hierdie gedeeltes kom vertel vir ons, dat juis in die diepste storms, is die oomblikke waar daar groei kom. Die oomblik waar ons al hoe nader aan God kom. Paulus onderstreep weer, hy sê, jy kan kom rus in God. Dis God wat beskerm, dis God wat vrede gee.
Dis hy wat in oorvloed gee, dis hy wat red, dis hy wat vir my en vir jou ondersteun. Edith Piaf sing aan die heel einde van haar loopbaan, in haar heel laaste konsert, haar heel laaste lied. Dan sing sy seker een van die mooiste liedere wat sy gesing het. Non je negretto no. Ekskuus. Non je negretto no. En wanneer sy hierdie lied sing, dan sing sy, daar's geen teleurstellings nie. Ek het alles gedoen wat ek wou. Ek het alles gedoen wat ek kan. Ek dink as Anne-Marie vanmôre vir ons 'n lied moet sing, dan sing sy ook Non je negretto no. Ek dink nie daar's teleurstellings by haar. Ek dink nie daar's teleurstellings wat sy nie gedoen het nie. Dinge wat sy nie beleef en ervaar het nie. Maar wat ek wel leer uit haar lewe uit, en wat ek leer uit die woord uit, is dat ek en jy nie die lengte van ons lewe kan bepaal nie. Maar ek en jy het wel 'n kans om die diepte daarvan te bepaal. Dis wat Paulus ons wil kom vertel. Dis wat Anne-Marie se lewe vir ons wil kom vertel. Ons kan al hoe dieper in ons verhouding met God gaan. D.L. Moody sê op 'n stadium, hy sê, julle gaan in die nuus hoor dat ek dood is. Maar julle moet dit asseblief nie glo nie. Ek is in Christus. Ons kan ook vir mekaar vanmôre sê, ons het die nuus gekry dat Anne-Marie gesterf het. Maar julle moet asseblief dit nie glo nie. Sy is in Christus. Sy lewe vanmôre in Christus. En ek en jy leef met saam, met herinneringe. Daarom sê Ray Bowles, en dit is my laaste aanhaling van 'n liedjie. Ray Bowles sê, thank you. One by one they came, far as the eye could see. Each life somehow touched by your generosity. Little things that you had done, sacrifices made, unnoticed on the earth, in heaven, now proclaimed. And I know that up in heaven, you are not supposed to cry. I'm almost sure there were tears in your eyes. As Jesus took your hand and you stood before the Lord, he said, my child, look around. Great is your reward. Mag ek en jy in hierdie tyd ervaar hoe God ons lei. Mag ons dan met daardie vrede gaan en sê, daar's niks wat ons skei vanmôre van God se liefde nie. En ons weet, ons geliefde is 'n reward. Kom ons bid. Hemelse Vader, hierdie woorde wat ons met mekaar gedeel het, hierdie gedagtes oor die skrif, is net woorde. Die krag daarin lê, Here, deur u Gees. Die krag daar lê daarin deur die Gees, Here, wat die woorde vat, dit sin laat maak vir ons elkeen in ons omstandighede. Dis u, Here, wat met u hande wat deurboor is, vir ons wys dit is die enigste littekens. Die enigste littekens wat wel in die hemel teenwoordig sal wees. Want in die teenwoordigheid, Here, is al ons pyn weg, al ons seer is weg, al ons verlangens is weg. Here, in die teenwoordigheid is daar net 'n vreugde om die lewe met u te kan deel. En ons sê vir dankie, Here, dat Anne-Marie en Frans vanmôre in die teenwoordigheid van u die lewe geniet. Dankie dat ons wat hier is, Here, vir mekaar kan sê, ons weet dat u die God is op wie ons kan bou, dat ons u kan vertrou, dat u vir ons ook 'n kamer gereed maak, maar dat u ook, Here, in 'n besonder daar waar niemand ons sien nie. Want Here, daar kom tye wat ons eenkant sit. Daar's tye wat ons in 'n voertuig ry net met ons eie gedagtes. Daar's tye, Here, wat ons dink niemand kom daar waar ons diepste seer is nie. Maar dis daar, Here, wat u met u hand aanraak. Dis daar waar u vinger van genesing soos 'n geestelike salf ons kom aanraak en genees. Daarom bid ek vanmôre, Here, vir elke ene wat vir Anne-Marie geken het. Ek bid vir elke ene, Here, wat 'n lewenspad saam met haar gestap het. Ek bid, Here, vir haar broer, haar ma, haar dogter, haar skoonseun, haar vriende. Here, ek bid dat u deur u genade hulle behoeftes vanmôre so sal aanhoor deur die gebed van die Gees, dat hulle as hulle hier uitstap, daar 'n vrede is. 'n vrede is wat net van u af kan kom. Hemelse Vader,
Mag jy ons dan in die tyd waar ons U volg, lei, om ook aan die einde van ons lewe te sing soos ieder vir af. Ons het geen teleurstellings meer nie. Geen teleurstellings, omdat ons U in die donkerste tye raak gesien het. In die moeilikste tye van U gehoor het, en die opgewondenste tye U naam geloof het. En Vader, daarom mag hierdie oomblikke waar ons nou stil saam met U is, heilige oomblikke wees. En mag U dan deur die heilige oomblik ons aanraak as die herder, van wie se liefde ons nie geskei kan word nie. Dit bid ek, Here Jesus, Vader en Heilige Gees, in die heilige naam. Amen. Amen. Ons tweede lied, wat ons dan gaan saam sing vanoggend en waarna u kan luister, is die oorwinningslied. En ons as gelowiges kan juist daarin staan dat ons in die oorwinning van Christus leef. En dat dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het, die krag is wat vir my en vir jou opwek en elke dag lei. Kom ons luister na die oorwinningslied. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die op die wolke kom hy weer, hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons vyand regtens en hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom neer nou in die opgiet, hef jou hande op na bo, blaas bassyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Want sy woord sal ewig staan. Hy is die rots wat ewig staan. Hy is koning, hy regeer. Die 91ste woorde vanaf vers 14 as die seën vanmôre gebruik. Omdat hy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. 'n baie lang lewe sal ek hom gee en oor my hulp sal hy hom bly verbly. Daarom, God die Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees, hy sien jou daarom met sy genade. Hy sien jou daarom met sy vrede en hy seën jou met sy liefde, waarvan niks en niemand jou kan skei nie. Amen. Amen. Baie dankie vir u teenwoordigheid. Ek glo daar is nog 'n koffietjie of 'n broodjie wat jy kan genuttig. My naam is Nicole, vir julle wat nie weet nie, en Amri was my tannie, en is my tannie nog, want sy is hier by ons. Ja, ek het nou nie tissues saamgebring nie, maar ek is nie hier om eintlik enigiets veel meer te sê as om die bedankings te doen nie. Familie het my gevra om net 'n paar woordjies te sê, en ek wil baie begin by Dominee. Baie dankie vir die diens vandag. Soos jy gepraat het, het ek gedink aan Amri, en ek dink die aanhalings uit die liedjies uit is so gepas. En een van die mooiste oomblikke wat ek kan onthou saam met haar is hierdie een dag wat ons saam gedans het in julle ou huis nog, Nalien.
En as ek aan Amri dink ek aan Shania Twain en daai liedjie, That don't oppress me much. En ek dink wanneer ons aan Amri dink en ons het dalk 'n moeilike dag en aan haar gees, dan moet jy net weet, sy sê vir jou, moenie daar gaan sit en jammer kry vir jouself nie, that don't oppress me much. So baie dankie. Ons weet sy is hier by ons en ons waardeer regtig vandag dat Dominee vir ons die woorde wat ons hier kon luister na en ons eie maak soos ons hier weggaan. Baie dankie ook vir die kerkpersoneel. Dankie vir al julle moeite met vandag. Ons familie is opreg dankbaar daarvoor. Dankie Dion vir die klank en vir die klavier. En baie dankie aan Rika ook wat die blaadjies gedoen het met liefde uit haar eie uit. En dan baie dankie ook aan die blomme, ouma. Al die pragtige blomme wat ouma met soveel liefde gedoen het. En dankie ook aan mama Anita wat gehelp het daarmee. Dan wil ek ook net sê baie dankie spesiaal aan al die mense wat in Nandi is. Die laaste paar maande was maar moeilik en ons weet julle het al baie deur 'n klomp goed gedra. Ons is so opreg dankbaar vir al julle moeite, vir al julle omgee, julle liefde. En my ouma het gesê, ek moet sê, baie dankie vir die graswal, waar julle kan kom gaan sit en na musiek luister en saam met haar wees. Dan wil ek ook net sê, spesiaal aan ouma en Piet, Anita, papa, Anita, mama, al julle moeite wat julle gedoen het in die laaste ruk. Het kan nie maklik gewees het nie. Ek weet, ek het ver gevoel en ek is jammer ek kon nie daar wees nie, maar julle was so daar vir haar in die moeilike tye. So baie dankie. Ons weet sy waardeer dit, ons weet sy is hier en sy het julle almal drukkies van haar bo. Ek dink julle het regtig dit reg gekry om die laaste tyd saam met haar te geniet. En ja, dat sy net daai gees kon uitleef die laaste paar maande. So baie dankie vir alles wat julle gedoen het. Al die tyd, al die rondryery. Dit is regtig opreg word waardeer. En dan laastens wil ek sê aan almal wat hier is vandag, dankie vir die tyd, dankie vir die belangstelling, die omgee, die liefde. Almal wat op die Zoom is, hallo julle. Dankie dat julle ingedaal het, dankie dat julle hier is saam met ons en almal wat ver gery het ook. Ek dink soos ons vandag hier kan weggaan met alles wat ons gehoor het en met dit wat ons weet, Amri vir ons almal beteken het in ons lewens en die oomblikke wat ons met haar gedeel het. Baie lag oomblikke. Weet ons is bevoorreg om haar te leer ken het, om saam met haar die lewe te gedeel het. En ek hoop regtig ons kan almal weggaan en elke dag haar gees saam met ons voel. So baie dankie vir julle almal. Ons gaan haar baie mis, maar saam kan ons haar vier vir die res van ons lewens. En ja, dis dit. Ek dink, ek is jammer as ek iemand vergeet het. Dis nie uit moedswilligheid uit nie, maar ons is regtig dankbaar vir almal van julle. Baie dankie dat julle hier is.